dat die Here, is dit nie so nie, die Here kan tog nie met ons as gewone mense in 'n worsteling gaan en ons kan wen nie. As die Here vir Jakob sê, Jakob, hier is jou nuwe naam, want jy het met God en met mense geworstel en jy het gewen, dan wil ek sê, maar dis dood eenvoudig nie die waarheid nie. Hoe kan ek in 'n stoeigeveg met God gaan en oorwin as God dit nie toelaat nie? Dis mos nie moontlik nie, en daarom hierdie ongelooflike beeld om te sê, maar as die Here soms in ons lewe die opponent is, die een is wat ons konfronteer, dan doen hy dit met sy linkerhand. Hy kies tog vanuit sy genade en sy liefde om te sê, weet jy wat, my bedoeling is nie om jou te verwoes nie, my bedoeling is jou op te rig, om te word wie jy geskep is om te wees. Dit doen hy met sy linkerhand. En hy gee vir ons die oorwinning, hy gee vir ons die geleentheid om te kan oorwin met sy regterhand. Dis die God wat ek en jy ken, dis die God wat ons aanbid. En ons nou, hoe lank al met mekaar gepraat oor hierdie verhaal, en ek het nog nie een ding oor Jesus gesê nie. As ons nog Jesus in hierdie gesprek moes inbring, dan is dit weer 'n totale ander prentjie om te sê, maar toe Jesus gekom het, toe hy die reëls handomkeer verander. Dit bepaal tog my en jou identiteit. Wat maak ook Jakob se verhaal met jou? Wat maak Jakob se verhaal met ons vandag?